Mr. Ref. Ja, Mr. Ref. Hi, check on Mr. Ref. Wel, eerstens, altyd lekker as jy mens met so smal kan begin. Baie welkom by episode 2 van Afskop. Ons is natuurlik vandag by my alma mater waar ek 22 jaar terug my laaste skooldag gehad het. Kan jy dit glo, meneer Ferreira? Jy was een van my seniors gewees, ek reg kan onthou, ek is 'n groentjie ingestap. Ja. En ons kuier nou vandag weer hier. En die rede vir dit is natuurlik vir die naweek se opkomende Metro series wat ons teen julle gaan speel. As ek nou praat van ons, praat ek van Bersig, is die eerste ronde. En ons het toe gedink dit is net gepas om die eerste episode ook dan van die Metro reeksie by julle te hou. So van ons kant af wil ons vir julle baie dankie sê. En ek moet sê heelwat dinge het verander vandat ek laas hier gestap het. Ek was laas hier binne gewees toe ek my prys gekry die laaste dag van skool, toe ek my erebaadjie gekry het op, wanneer was dit? Wanneer is die prysuitdelings gewoonlik? Julie maand, Augustus maand? Nee, is maar gewoonlik hier September, Oktober maand. September maand, so basies die laaste dag van skool en matriek het ek eers my erebaadjie gekry. Maar dit is regtig great om hier te wees. En dan voor ons gaan lekker chat, ek wil net gou almal voorstel, ons het vir Monique Senekal, wat by die landloop betrokke is, wat ons hierdie jaar ingebring het, vir Simonai, almal ken vir haar, voormalige Afrika kampioen hamergooier, as ek reg gesien het. Ja, my naam is hier agter op die bord. Kan ons dit maar sê, ook 'n ou dispatcher, natuurlik meneer Ferreira, die skoolhoof van dispatch, Leon Welgemoed, adjunkhoof van Bersig, myself, Eugene Scott van Otto Du Plessis. Ons gaan nou lekker met jou gesels en dan Chantelie Barnard, hoërskool dispatch se onder 16A afrigter. Ook 'n oud leier. En wat ook 'n oud leier is. Ja. Dis nogal amazing om te sien dat hoeveel oud leerders is hier 1 2 3 4 van die 7 wat hier sit is oud leerders. Hulle sê ons almal kom altyd terug na hulle roots toe om een of ander rede meneer, maar baie dankie dat ons hier kan wees. Ek wil sommer by jou afskop. Dankie dat jy vir ons 'n tydjie afgestaan het. Die naweek se Metro series wat nou gaan begin. Natuurlik is daar heelwat voorbereidings en al daai tipe van dinge wat saam met dit gepaard gaan. Hoe is die vibe in julle skool onder die kinders huidiglik? Sien hulle uit? Want ek weet, kyk as Bersig teen Dispatch speel, is dit basies soos familielede wat teen mekaar speel. Want ons baie van ons kinders wat ook uit Dispatch uitkom, baie is neefies en niggies en wat teen mekaar speel, so ek is seker hulle charge mekaar op by die huise. Die opbou na die naweek toe, gaan dit goed sover by julle? Dit gaan goed. Ons hanteer dit maar soos 'n normale bepaling. Ek dink nie ons wil te groot gaan nie, so vroeg nie. Maar in die skool self, die kinders sien uit en jy is 100% reg. Daar's 'n klomp neefies en niggies en dies meer in die verskillende skole. So ek neem maar dit kom al van die huis af en daar in die woongebied en dies meer charge hulle mekaar as jammer vir die Engels, maar charge hulle mekaar half op seker. So ek dink hulle sien baie uit daarna. Ons voorbereiding gaan goed en ons sien baie uit na Saterdag en ek weet die juffrou Barnard is ook daar met die cheerleaders, so die cheerleaders gaan ook al wees vir die eerspan wedstryd. So ons het dit ook gereël. So ja, nee, ek dink oor die algemeen is daar 'n positiwiteit wat heers in die skool rakende Saterdag. En ja, Saterdag kan maar kom. En môre, Vrydag, kan ek maar kom. Ja, natuurlik. En ons gaan nou 'n bietjie daaroor gesels en dis waar wat meneer sê, Leon, as jy kan inkom, die skool self hoef eintlik niks te doen om 'n bietjie gees te bou nie. Dit kom van self vir die kinders af. En ek meen by ons is dit dieselfde. Ons hanteer dit ook soos enige skoolweek, want ons weet mos nou wat kan mense hype maak van 'n ding. Weer eens soos jy sê, soos verskoon in Engels. Is dinge vir jou, kan dit maklik skeefloop. So elke skool het maar sy manier van voorberei en ek dink ons is baie dieselfde wat dit aanbetref. Leon, jy wat nou nie regtig nou so erg by die skool se afrigting betrokke is nie, maar jy kry ook daai gevoel. Ek weet jy kry daai gevoel binne jou ook saam met ons elke naweek. Ja, nee, kyk, rugby is as jy rugby gebore is, dan bly rugby, dan maak nie saak waar nie. En ons het 'n ryke geskiedenis teen Dispatch, kom van baie jare af al. Op die rugbyveld, jy het nou gepraat van die tyd toe jy was, maar my tyd toe ek was in Pienaar, is altyd sterk kragtig gemeet teen Dispatch.
my direkte opponent was daai tyd Frikkie Meyer. O, was dit gewees? Ja, want ek het vleuel gespeel en hy vleuel en ons het mekaar goed uitgehaal. Ons praat dan vandag oor sport en so. Ons het ryke geskiedenis met die Dispatch en dit is goed om alles saam te vat weer en hier kom ons by mekaar uit hier op die Metro Series wat nou verlede jaar begin het en dit kan so briljant wees vir sport, uniek, bou karakterskap. Soos julle sê, ja, is baie neefies en niggies, maar is baie broers ook. Een broer is hier, die ander broer is by ons en daai kameraadskap te mekaar en wie op die ou end gaan die oorwinnaar tree. Nie net dit nie, maar ook wat 'n lesse mense daar uit leer. So vir sport en as skoolsport kan dit net goed wees. Die landloop en die skaak wat môre afskop. Die eerste span van Bergsig se skaak wat teen die skaakafrigter is nou nie hier nie want hy staan agter die kamera. Hy het gesê jammer hy's 'n bietjie laat want hy het nog 'n 2 ure oefensessie ingegaan, so Dispatch moet oppas asseblief vir môre. Maar die skaak en die landloop wat môre afskop is die eerste keer wat ons landloop inbring in die Metro Series. Wat ek dink great is 'n bietjie van 'n onbekende faktor. Ja. Jy weet mos as dit kom by rugby kan jy nog voorberei en netbal ken jy al die spelers min of meer, maar landloop is tegniek en as jy hardloop moet jy hardloop. Daar's nie van hoor hierso na 2 kilos ons gaan nou ophou nie. So ek is baie opgewonde want ek gaan môre kom kyk. Ek gaan in my kar ry vir 4 kilos langs hulle. Ek weet nie hoe die baan gaan wees nie, juffrou, miskien kan jy vir ons sê, kan 'n kar daar ry of nie? Nee, ek het geen idee maar. Ja, daar is wel dele wat op die pad gaan wees. Okay. So vir daai kilometer of wat kan jy miskien nog ry met jou kar, maar dan is ons nog maar hier op die So ek moet die ander hier op ons terrein en al die goedjies deurgaan. Ja. So jy sal maar moet skree wat toe van hier so vandaan af. Jy kan 'n fiets kry. Ja, jy kan maar die fiets af. Okay, ek sal dit doen. Wat môre middag kom ons Monique, kom ons verduidelik gou 'n bietjie net vir die mense wat gaan kyk die reëls agter dit, hoe dit gaan werk. Hoeveel is daar per ouderdomsgroep? Ek is nie seker of jy weet hoe die punte staan, weet jy ook hoe dit gaan werk? Ja, ek het so 'n idee. Dis mos 3 punte vir die nommer 1 wat eerste kom, Ja. 2 vir tweede en 1 vir eerste. En 1 punt vir derde. Ja. Okay. So kan jy vir ons 'n bietjie verduidelik hoe die landloop gaan werk? Okay, so hoe dit gaan werk is elkeen gaan 4 km hardloop. Al die kinders gaan 4 km hardloop. Hulle gaan begin, almal gaan begin dieselfde tyd. Daar's 'n onder 16 groepie, seuns en meisies en daar's 'n onder 19 groep, seuns en meisies. En hulle almal gaan net 4 km hardloop. En as hulle klaar is hulle klaar en dan sal ons die punte die persoon die eerste seun wat onder 19 inkom, kry ons nou obviously 3 punte en die meisies wat ook eerste inkom onder 16. Kry dan ook. Ja, so daar's 8 in 4 meisies, 4 seuns en 4 meisies en 4 4 seuns in die ouderdomsgroepe. Ja, in elke ouderdomsgroep is daar 8 van elk. Okay, en dis grand en dit gaan ook natuurlik dan bydra tot by die algemene punte tellings en al daai tipe van goed. So omdat Dispatch môre die house gaan wees, gaan julle dit aanbied. So ek is baie opgewonde om te sien hoe die baan gaan lyk. Ek weet nie hoe maklik is dit altyd om 4 km in te kry binne in jou skoolomgewing. Ek dink dit kan nog 'n storie wees. Maar hierso is lekker opdraande en al daai dinge. So daai 4 kg meneer kan dalk voel soos 8 kg. Maar ek is regtig opgewonde vir dit. Die skaak weet ons is al reeds aan die gang. Dispatch wat hierdie jaar gaan wil 'n mens maak van hulle wedstryd laas jaar teen Bergsig, meneer, so ek hoop jy het hulle fisies voorberei. Julle is nou nie so erg te doen met die 4 km hardloop en daai dinge nie, maar hulle moet mos nou maar bietjie mentally bietjie sterk wees. Ek weet jy het al 4 wedstryde gekanselleer om net te fokus op môre. Kom ons hoop dit werk uit, maar sterk aan die skaak ook. Ek weet daar gaan nou nie spectators wees nie, want skaak het mos nou nie spectators nie. Maar ja, aan daai 6 van Hoërskool Dispatch sit wat deelneem en 6 van ons, né? So dis 6. 7 van elke skool, sterkte aan hulle ook. Ons sal 'n bietjie volgende week gaan ons 'n bietjie daaroor praat. En dan voor ons by Eugene gaan kom ons praat gou-gou 'n bietjie oor die netbal van Saterdag. Chantelie, jou span veral is by die onder 16s as julle was die verdedigende kampioene by jou ouderdomsgroep van laas jaar. Julle het letterlik die baan gevee met ons 2 skole. Hoe is julle seisoen sover tot
tot en met nou? Nie net jou span nie, maar die skool se netbal in geheel. Oor die algemeen, ons netbal, ons het Saterdag teen Nikomelan gespeel, Saterdag wat verby is en dit het goed gegaan. Ons eerste span is ek baie hoopvol oor hierdie jaar, baie potensiaal met die meisies. Ons junior spanne is ek ook baie hoop voor. Ek dink dit gaan 'n suksesvolle seisoen wees. Ons is hard aan die voorberei, nie net vir die Metro Cup nie, maar vir die res van ons ligas ook. Maar ek sien uit na goeie sportvrou-gees reg deur die Metro Cup. En alhoewel ons dalk nou verlede jaar dalk die baan met julle gevee het, is ek seker hierdie jaar is 'n ander geval dat julle ook hard aan die oefen is en so. So ons is hoopvol en ongeag die uitslae sien ons net uit na goeie sportvrou-gees wat sal seëvier by die netbal. Ja, ek stem met jou 100% saam. Meneer Ferreira, ek weet jy is ook groot daarop. Ons weet mos almal, ons is al lank in die onderwys dat skole gaan deur sulke fases. Jy's vir 4-5 jaar is jy aan top en dan kry jy sulke siklusse soos wat jy dit noem. Maar op die ander vrydag gaan dit nie oor wen of verloor nie. Dit is lekker om te wen. Jy speel om te wen. Dit is so en jy berei voor vir die wen. Maar dit gaan maar oor die ontwikkeling van daardie kind. Ek sê altyd vir my afrigters, as jy daai span wat jy in die begin van die jaar het gekry het, as jy hom as 'n beter span kan los aan die einde van die jaar, was jou seisoen suksesvol geweest. En dis maar eintlik waar dit gaan. Jy's 100% reg. Die ouderdomsgroepe werk ons nou maar so. Jy kry 1 jaar kry jy 'n massiewe klomp kinders in en dit is 'n ongelooflike ouderdomsgroep. Maar die jaar daarna sit jy weer sukkel jy weer. Maar dis maar met ons tipe skole is dit maar die geval. Jou groot tipe skole het nie daai probleem nie, maar dis maar wat dit is. En dit hou 'n mens nederig, né? Dat doen. Maar dis wat die onderwys maar doen, hè. Dis definitief so en dit is presies waarvoor die Spar Metro serie staan en ons het van die begin af gesê dat dit is ons motto. Vir massa deelname vir soveel as moontlik. Kyk die log tables en trofees en al daai goede, dit is nice to have en alles, maar op 'n einde van die dag is dit waaroor dit gaan nie. Inteendeel moet ek sê, ek het nog vanaf ons prysuitdeling gehad het laas jaar nog nie een kind gesien van al die skole wat gebruik het op 'n social media van 'n foto met 'n trofee en al daai goed. So dit sê vir my, Eugene, dat ons die boodskap half oorkry. Dit gaan meer oor bande bou, vriendskappe begin as wat dit gaan op daai trofee van die einde van die dag. So ja, ek is bly dat almal daardie gevoel het. Binne ons is ons verloor as afrigters, sal ons dit maar met onsself stoei. Ek meen dit is menslik. Want soos wat die kinders familie is teenoor mekaar en vriende, soos die afrigters ook vriende teenoor mekaar. Ja, en jy moet ook besef, so daai banter is altyd daar. Ja, dit is wat jy insit, hè. Jy sien wat jy insit. 100%. So dis waar die teleurstelling maar vandaan kom, as dit nie gaan soos wat jy beplan het. Ja. Maar dit is mos maar so. Ja, veral as jy weet tot waar die kind in staat is en op daai dag nie tot sy volle potensiaal gespeel het. Dit is eintlik half meer 'n teleurstelling vir die kind se pad. Dit is so ek het ook baie keer sien. Maar soos jy sê ook, ja, alle skole sit nie altyd met daardie probleem nie. Ons kweek hulle en ons ontwikkel en dit is tog waaroor onderwys gaan. Ja. Leon, jy wat so stil sit, ek weet jy het 'n speech voorberei. Nee, glad nie. So maar jy pyp. Dis die eerste keer wat ek moet voorberei kom, maar ek het hom ook nou alweer toegemaak. Maar ek weet daar's iets wat jy op die hart het, wat jy wou gedeel het. Jy sê nee, maar jy gaan die papier op neersit of het jy 'n joke gemaak? Ja, ek het 'n grap gemaak. Ek gaan dit. Hy's te lank. Ek gaan die storie lank maak. Ek het lank gedink en lank geskryf. Sê gou vir my, jy wat ook die dinge so van die kant af kyk en baie betrokke is by ons podcast en jy wat nou betrokke is by die akademie week wat by ons gehou raak. Is daar enigiets wat jy vir die toeskouers en die kykers daar buite, die positiwiteit wat gekom het rondom die Spar Metro series. Is daar enige iets wat jy wil sê? Kyk, jy is mos nou maar, alhoewel jy van Bersig af kom, is jy mos maar eintlik baie neutraal. So ek sal like van jou, want ek wil jy op die spot sit. En ek wil jy met eerlik wees. Hoe dink jy, as ons nou begin by skaak, en ek wil hê, jy moet vir my wenners by almal kan. Nee, ek sal dit in my lewe nooit doen nie. Daai is nou regtig 'n jinx wat jy op 'n mens sit. Nee, ek speel sommer.
Ek sal dit nooit aan jou doen nie. Kom daarna, ek en Elrig het gister, toe sit ons nou, want dit is die OP Primedag. En het is verblydend om te sien seuns wat onder 16 was verlede jaar, na waar hulle nou gegroei het. Jy kan nie glo dis hy selfe jong skraal seun wat ontplof het in hierdie spoedvraat, jammer vir die woord, maar die ouetjies met spoed, met krag, al die potensiaal, en dit is wat afragterin sit. Dit is waar ons nou almal maak. En dit is verblydend om te sien by ander skole, en soos ek sê, ek is neutraal nou, en want ek vra vir hom gister, is nog verder om die ouetjie uit te sonder om sy nommer en naam te noem, maar dit is verblydend om te sien waar hierdie spelers net ontwikkel, van waar hulle junior rugby gespeel het en hulle is jong seniors wat ek kan sê is onder 17. Ja. Verblydend om te sien. Ja, so ergens het hy nou die geleentheid gekry en selfvertroue opgebou. Want dis daai selfvertroue wat baie belangrik is. Want daai selfvertroue verseker dat hy nou na ure 'n bietjie ekstra tyd gaan insit. So ergens het iemand iets in hom raak gesien, ergens het iemand tyd ingeploeg in die leerder in. En dis daai selfvertroue wat hom gekry het van verlede jaar tot nou toe. Want op die einde van die dag hy moes in die afseisoen sy iets ingesit het. Ek is nie seker of dit by netbal ook so werk. Jy skuif julle ook van onder 16 af na onder 18 toe of het julle onder 17 spanne ook? Dit hang af. Kyk, wissel dit na ons. Ons werk heeltemal anders as die hoofstroomskool, as ek dit nou so kan sê, want ons het ook net 'n handjievol meisies by ons skool, so ons bly maar net by onder 16 en onder 19. En onder 19. Ja. En julle gaan onder 14, 15, 16, 17? Ja, hierdie jaar het ons nie onder 17 span nie. Ons het hulle direk sommer na onder 19 toe gevat, so ons het 16 en dan 9. En onder 19? Ja. Dis is groot, Dis groot, ja. Ja, want ek wou gesê dat dit is met die rugby dieselfde. Die kind is gewoond om in sy ouderdomsgroep te speel tot by onder 16. En dan ewe skielik die volgende jaar is hy nog 16 en nog 17 raak en dan speel hy 10, 18, 19 jaar. Dis 10 jaar is. Ja. Maar in netbal is dit nie so groot verskil. Jy sê wat ook saam kan praat. As ek nooit ondervinding kan praat, ek het al onder graad 9, 15 jaar oud eerste span gespeel. So dit hang maar van jou potensiale netbal, dan kan jy eerste span speel. En ek moet eintlik ook sê die oorgrote meerderheid van ons eerste span hierdie jaar is 17 jaar oud en hulle het so goed aangepas, hulle kan die druk so goed hanteer. Mense is regtig trots op hulle. So daai kinders kan dan basies dan nog 3 jaar dan eerste span speel. Sure. Ja, dit sê nogal baie. Eugene. Ek wil gou wegbeweeg van ons twee skole af. Ek gaan nie jou op die spot sit nie. Maar julle speel hierdie naweek die Tiere. As ek reg as ek dit sê. Ja. Julle netbal speel hulle ook teen die Tiere? Ons netbal speel maandag teen Vryheidsweg. Okay. Ja. By julle by Otto, ja. Okay, so dit maak dit baie makliker vir julle dan. Nee, ek speel sommer. Ek het daai aan met die opening het ek gesê en ek obviously julle het dit nie gehoor ek mag dit seker maar sê. Toe sê ek daar's 3 dinge van ons wat almal ons van ken. En Bersig is natuurlik die band. Dispatch is die nabyheid van die paviljoen en die veld en dan Otto is natuurlik hulle ondersteuners. Dit is waar die 3 skole mos hulle mekaar aan ken. Ja. So dit is altyd 'n leveler daar by julle, maar julle speel Saterdag oormôre by DP. Ja, by Daniel Pinaar. Okay, en julle voorbereidings? Dit gaan goed. Ek wil ook net byvoeg oor wat die Metro series vir Otto beteken. Ek weet ons sit nou 'n bietjie verder weg, maar die Metro series het ongelooflike gees in die skool gebring. Dit voel vir my in die laaste jaar die kinders geniet die sport al hoe meer, die feit dat die landloop nou bygekom het. Ons het ewen meer skaakspelers hierdie jaar bygekry. So ons is baie opgewonde. As dit kom by die Metro series, dit beteken ook iets vir die kinders want hulle voel hulle speel vir iets wat belangrik is, want baie kinders kry nie altyd die ondersteuning van ander plekke af nie, en as jy by die skool bietjie moeite insit, dan geniet hulle dit vreeslik. So die gees in die skool is goed. Ek wil amper sê dit het 'n effek op die holistiese voorbereiding van die kind en hoe die kind vorentoe gaan in die skool. So dit is regtig waar ons het hierdie jaar nou 'n 4de rugby span ook wat ons
ek is al 10 jaar by Otto en dit is die eerste keer in 10 jaar wat ons 'n 4de rugby span kon kry. En die kinders geniet die sport net op die oomblik. So ons probeer 'n goeie omgewing skep. Maak nie saak of dit skaak, netbal, cricket, enige sport is nie, rugby, nie, alles. Ons probeer 'n lekker omgewing skep vir die kinders en wat die Metro Series, Spar Metro Series bring is net lekker gees en die kinders geniet dit vreeslik op die oomblik. En dan ja, die naweek speel ons Daniel Pienaar, net die rugby. Ja, altyd as jy Daniel Pienaar speel, jy kan maar weet, as jy nie voorbereid is, jy gaan dit 'n lang dag wees. So al die afrigters, al die seuns, hulle verstaan wat die naweek voorlê. Ons sal nie meer sê ons is onvoorbereid nie. Ons is reg, ons weet wat om te verwag, maar ons weet dit gaan hard wees en ons sien uit om te kompeteer teen Daniel Pienaar. Soos ek sê, ons weet dit gaan baie moeilik wees, maar as alles in die lewe maklik was, sou die lewe ook maar 'n bietjie boring gewees het. So ons rugby sien uit na 'n lekker dag teen Daniel Pienaar en ons netbal sien ook uit om lekker teen Vrynswiet te speel. So Hoe laat is julle wedstryd Saterdag? Ek is nog nie seker wanneer is ons eerste span wedstryd, ek wil net gaan seker maak. Maar ja, dit is soos ek sê, ons het 10 rugby spanne wat speel en dit is vir ons regtig vir is 'n pleintjie vir die afrigters by die skool wat 'n lekker omgewing skep vir die kinders om te kom oefen. So ons sien uit na 'n lekker dag. Ja, ek wil vir julle sterkte sê. Ek weet dit hoe baie mense al gaan wees en ek weet almal gaan hier wees Saterdag. Maar sterkte vir julle vir Saterdag. Ons geld is op julle. Maar ek weet ons weet almal waar dit gaan. Mag julle dit geniet en goeie resultate vir julle skool bring en natuurlik sterkte ook dan aan Daniel Pienaar. Ek weet ons speel teen julle volgende week donderdag aand, maar ja. ons sal vroeg maandag sal ons weer 'n bietjie daaroor gesels. So as Saterdag verby is tussen ons, dan skop die ander ronde af by ons waar ons teen julle gaan speel ook met 10 spanne. Ja. En dan sit ook weer die netbal skaak en die hele toetie, so is 'n lekker vroeë dag van akademie en 'n lang dag van sport. Maar ek weet nie, ek dink ons het basies alles gecover. Ek weet nie is daar iets wat julle op die hart het? Meneer Ferreira? Nee. Enige finale wyse woorde van jou of hulle sê grysheid en wysheid? Is dit lyk ek grys? Ek dink ek is die grysste hierso, né? Los hande. Ja, hartseer. Nee, ek weet nou nie van die wysheid en die grysheid wat daarmee saamgaan nie, maar dis die begin van 'n nuwe seisoen. So kom ons kyk wat die seisoen vir ons inhou en dan sterkte aan julle elkeen, né? Sterkte aan met jou span, met jou voorbereiding. Sit maar net die ure in. Dis al wat van jou verwag word. Ja. Ja, nou by ons is nog 'n bietjie ontwrigting want die sub-unit toernooi onder 13 toernooi begin môre by ons. Ja, môre het ons nog hier onder 13 sub-unit toernooi. Ja, dis 'n skooldag en hulle begin 8:00 die oggend al so 'n bietjie ontwrigting daar by ons. Soos by julle hierdie jaar. Ja, hulle speel die volle 2 dae en ons moet nog naby terug wil wees. So. Maar ons sien uit na Vrydag en Saterdag. Ek dink dit gaan is opgewonde sportmanskap wees. Ja, baie opgewondenheid vir die volgende 3-4 dae, 2 dae voor lê. Ek wil natuurlik van hierdie oomblik gebruik maak asseblief om vir julle almal te sê dat gaan koop julle goed by Spar asseblief. Lewiwel Spar, Dispatch, Super Spar en dan natuurlik Spiro Spar as jy in die omgewing is gaan loer. En ja, kom ons gaan ondersteun want hulle is groot ondersteuners van ons en ons sien regtig uit om julle almal hierdie naweek hier by ons te sien. Kom ek maak dit gou geseker is daar. Hoor van wat te hoor hier by ons. Dit is by ons. Is al hek vir jou Saterdag? Kan ek dit sommer maar noem dat die mense weet? Daar is hek vir jou. Wat die bedrag is, gaan ek nog nie vir jou sê nie. Ek gaan nou vir jou jok. Maar dit gaan dit is maar baie wees. Dis maar jou standaard bedrag. Dis maar jou standaard bedrag. Daar is definitief hek vir jou. Daar gaan seker nie Vrydag hek vir jou wees nie as mense wil kom kyk. Nee, daar's nie hek. So as jy Vrydag in die omgewing is en jy wil sommer saam hardloop, bring jou tekkies. Die landloop juffrou is reg. Hulle hardloop saam die 4 kilos en dan sien ons almal mekaar hier. So ek wil net gou net sê dat die wedstryde begin op Saterdagoggend 8:00 bo. Nee, ons onder op die splinter nuwe netbalbaan. Ekskuus, al vergeet ek die woord. So al die wedstryde Saterdag hier onder van 8:00 af. Die rugby skop ook al 8:00 af met die onder 15 B's. En dan 1:30 die middag speel die eerste spanne teen mekaar. So kom ondersteun. Sterkte vir julle. Ek is seker of van julle gaan vir ons ook bietjie op hoogte laat hou en baie dankie dat ons hier kon wees.
Presies. Altyd lekker en ja, ek kry altyd daai warm gevoel as ek hier instap. Dis bly. Behalwe dat julle nog nie my baadjie het wat ek vir 2 dae gehad het. Goeie herinnering. Maar ja, nee, dit is great en ja, ons sien mekaar môre. As hy. Alright julle, tot wederom. Yes. Cheers. Totsiens. Partijne, is jullie reg? Ja, Mr. Ref. Hi, check Mr. Ref.